Mede-rapportryers, baie dankie vir die geleentheid om julle meer in te lig van Caledon rapportryers se doen en late die afgelope 2 jaar. Ons is die mees suidelikste korps in Suid-Afrika, geleë tussen die rollende heuwels aan die pragtige Oeverberg. Ons het die 2 jaar termyn begin met 38 korpslede en was geseënd om 13 nuwe lede in te stel. Ongelukkig het ons 5 lede verloor in die termyn as gevolg van bedankings of verhuisings. Ons het ongelukkig ook 2 lede aan die dood afgestaan. Ons het die 2 jaar termyn afgesluit met 44 aktiewe lede. Ons hou verskeie projekte om fondse in te samel vir ons gemeenskapsinisiatiewe. Ons jaarafskop dans word jaarliks getrou ondersteun deur ongeveer 120 mense uit ons omgewing. Hierdie is 'n gewilde dans op die kalender, want dit is hier waar nuwe intrekkers die Caledon rapportryers leer ken. Ons mooi kliphuis is waar die meeste van ons aktiwiteite plaasvind. Ons jaarlikse beplanningsvergaderings in September gee die rigting aan vir die volgende jaar se aktiwiteite. Ons hou jaarliks ten minste 5 bestuurvergaderings en 5 ledevergaderings. Ons afvalete in April is 'n groot lekkerte wat gemiddeld deur so 100 mense ondersteun word. Ons genereer nie 'n groot wins nie, want die porsies is ruim en meer as genoeg vir 'n tweede skepie. Hier kan jy kies en keer tussen valafval, curryafval, vleis met groente en waterblommetjiepotte. In Julie, in die hartjie van die winter, trotseer ons die elemente met ons Nethercourt dans. Dit was jare terug 'n baie gewilde dans wat Rivier Sonder End se korps aangebied het. Dit het doodgeloop, maar ons het besluit om dit weer te begin. Ons poog om die gemeenskappe van Rivier Sonder End, Greyton en Caledon na die dans te lok. Ons glo en vertrou dat dit weer sal groei, na waar daar tussen 180 en 200 mense dit sal bywoon. Augustus maand kom ons biefstuk aand aan die beurt en hier geniet ons 'n smelt in die mond biefstuk saam met 'n kunstenaar of spreker om die mense te vermaak. So het ons in die termyn die 1 jaar vir Gertjie Blits gehad wat stories en staaltjies kom vertel het en die daaropvolgende jaar het Wikus van der Merwe die gehoor kom vermaak soos net hy kan. In September hou ons grootste fondsinsameling. Verskoon maar die Engels, maar mens kan dit nie beter uitdruk nie, die canola run. Hierdie tyd van die jaar is die Oeverberg op sy mooiste met sy laslappie kombers van geel canola lande wat afgewissel word met groen koring, gars en haverlande asook pers en wit lupine tussenin. Met hierdie funksie trek ons gemiddeld 250 motorfietsse wat oor 'n roete van ongeveer 120 km deur ons pragtige natuurskoon kom ry. Ons sluit die dag af met ons Oeverbergse gasvryheid waar al die ryers bederf word met ons tradisionele skaapvleisbraai, boerevors, tuisgebakte brood en slaaie wat afgesluk word met 'n yskoue bier wat met die gars uit Caledon omgewing gebrou word. Ons kan nie net geld insamel nie, maar ploeg dit terug in die gemeenskap deur geïdentifiseerde projekte. Ons vergeet nie die bejaarde inwoners in die gemeenskap nie. Ons hou braaie vir Heidehof Ouertehuis en Protea Diensentrum, waar ons op 'n Saterdag vir hulle 'n heerlike skaapchoppie en boerewors braai met bykosse. Daar word ook vir hulle musiek gemaak deur 'n plaaslike boereorkes waar die inwoners wat nog bietjie kan litte losmaak, dit kan doen. Ons maak gewoonlik genoeg kos dat ons vir die ander ouerhuis op Caledon, naamlik Herberg te huis met slegs 22 inwoners, ook 'n kospakkie vir elkeen kan gaan aflewer. Ons skenk ook geld aan ons plaaslike hoër- en laerskole in Caledon.
Dit wissel van boekpryse vir hul prysuitdelings of soos wat hulle benodig. Ons het ook 'n borgskap gegee aan Hoërskool Oeverberg vir hulle kultuurweek genaamd Koesterklanke, wat jaarliks 'n groot sukses is. Hier word leerders aangemoedig om hulle eie kulturele verhoogproduksies op te voer, en dit sluit in sang, dans, voordrag en toneelspel. Ons het ook 'n plaaskool geborg om 'n opvoering in die Kunste Kaap te gaan bywoon, en elkeen het op die koop toe 'n Kentucky hoender gekry. Wat 'n lekker bederf was dit vir hulle. In samewerking met 'n skool op Stellenbosch het ons skoolskoene wat hulle ingesamel het aan die leerders van Hoërskool Riviersonde End geskenk. Ons het ook 'n eenmalige projek gehou ten bate van die instandhouding van Heidehof Ouetehuis. Ons het hulle gehelp om hulle badkamers op standaard te kry volgens nuutste regulasies wat neergelê word vir ouetehuise. Die projek se naam was die 2 ton uitdaging genoem, wat ons saam met Caledon Tafelronde gefasiliteer het. Ons het tydens oestyd vir boere vir 'n graanskenking gevra. Boere kon mekaar ook uitdaag vir die skenk van graan. Willie Smal het vragmotors gereël wat die graan by die boere op die plaas gaan oplaai het en dan weer by Oeverberg Agri se silo gaan lewer het om verkoop te word. Die projek is ook uitgebrei sodat besighede mekaar kon uitdaag vir skenkings. Hierdie was 'n groot sukses en daar was genoeg geld ingesamel om die badkamers reg te maak. Die projek is afgesluit met 'n spitbraai waarna al die donateurs en mense wat gehelp het genooi is om hulle te bedank. In die gees van dankbaarheid vir wat die vrouens in ons lewe vir ons doen, hou ons 'n sopaand in die winter waar ons die vroue en kinders onthaal met heerlike soppe en tuisgebakte brood en dis gewoonlik 'n lekker kuier. Ons hou ook 'n kampnaweek in Februarie wat almal as korps saam kan gaan kamp en lekker ontspan. Aan die einde van 'n suksesvolle jaar sluit ons die jaar af in Desember waar lede, vrouens en kinders met 'n jaarafsluitingsbraai bederf word. Of ons nou skaap, biefstuk of spitbraai, maar braai moet ons braai. Baie dankie vir julle tyd.